Maar net 'n vinnige storie oor die kompleksiteit. Ons het nou getrek hiernatoe in September. Ons is in die helfte van Suid-Afrika se finansiële jaar, 3/4 in België se finansiële jaar. So nou kom ek hier aan. Ek moet nou die twee konsolideer met mekaar. Ek moet dat Suid-Afrika met België praat, België met Suid-Afrika. Ek is soos waar begin ek? Ek vra toe rond, ek kry 'n belastingadviseur. Hy's heel gretig om my te help. Hy het letterlik 4 ure spandeer. Hy het my, ek jok nie vir jou nie, R35,000 gekos. Hm. En ek het vir hom gesê stop, ek sal dit self doen. Lekker, ons rol. My gunsteling gesegde is dis beter om konstant goed te wees as soms uitmuntend. Toe het ek besef maar daar's 'n heeltemal 'n ander wêreld, daar's 'n ander dimensie. It's not like winning the lottery where you put yourself out there and then it happens to you. You have to put yourself out there, but then the hustle starts. So ek dink net om te begin, as julle miskien net vinnig sê wie en wat julle is en laat ons net 'n bietjie agtergrond kry van wie julle is. Ons is die Potgieters, Franco en Marianda. Ons is 13 jaar getroud. Ons het België toe getrek met 2 kinders, maar nou het ons 3. Ons het 'n baba gekry 4 maande gelede. Brusselse spruit. Jo. Ons het Brusselse Jo. spruit. Hy's dead En daai cute. baba dan outomaties burgerskap. Nee, Of hoe werk dit nie? nee. Miskien 'n paar jaar terug, maar hulle het dit nou gestop, ek dink met al die vlugte. Okay, en julle is in België en Fransjo, wat doen jy vir 'n lewe? So ek is 'n design manager, so om dit net eenvoudig dis 'n ingenieursprojekbestuurder. So ek kyk basies dat al die ingenieurs met mekaar praat en dat ons die deadlines van die kliënt op tyd kan bereik en dat ek kommunikeer met die kliënt, ek maak seker dat ons al die behoeftes van die kliënt uitvoer. So ja, ek bring al die verskillende ingenieurspartye bymekaar en bestuur en koördineer tussen hulle om dit so te stel. En Mariana, jy die moeilikste werk. Jy het met ander mense ook gepraat, nee. Ja, Ja. ek is minister van huissake. So ek het geen werk waarvoor ek betaal word nie. Maar ek hou nie vir 1 minuut op werk nie. Ek is tuis met ons 3 kinders. Ek is wel as onderwyser gekwalifiseer en is baie passievol daaroor en ek kan tegnies gesproke in België enigiets doen wat ek wil. Volgens ons visa, ek kan enige werk doen, maar ons sal later as ons oor belasting praat bietjie daar gesels oor hoekom dit baie uitdagend is. En mens dan los op 'n baie op 'n eiland. Ja, miskien net om toe te voeg, so kinders 6, 5 en 4 maande en sy homeschool dan die 2 ouer kinders. Okay. Ja. Vir verskeie Right. komplekse redes wat geen Belgies is. Okay. Hoorie, okay, aanvanklik, wat was die rede hoekom julle Suid-Afrika verlaat het? Ja, dit was 'n moeilike ene. Ek gaan 'n hele 4 maande wroging in 'n kort stukkie opsom. So ons net as agtergrond, ons het in Klerksdorp gebly, ons het baie lekker gebly. Diverse en jy weet baie lekker verskillende vriende gehad daar. Goeie kerkgemeenskap, lekker huis, jy weet werk. Okay, die werk was nie altyd goed nie, maar ons was baie gelukkig daar. En dit was letterlik op 'n kol. Die Here het ons altyd gewys, hier kom nou 'n groot skuif. En ons is soos okay, cool, terug Johannesburg toe, Pretoria, miskien Kaapstad, lekker. En dat op dieselfde tyd ook 'n klomp werksgeleenthede deurgekom. En daar was 3 wat vir ons uitgestaan het, België, Pretoria en Johannesburg. En actually wou ek die Johannesburg een die meeste gehad het. Maar deur die hele proses het die Here vir ons baie duidelik gewys dit is wat ons moes doen. Ek is 'n avontuurlustige persoon, ek hou van nuwe uitdagings, so vir my was dit makliker. Maar vir Mariana baie moeiliker en sy wou glad nie oor see gaan nie. Ons wil nie geïmmigreer het nie, maar dit was duidelik dat dit is wat die Here vir ons wys en ja, toe het ons gekom, maar dit was uitdagend en ons wou nie die land per se verlaat nie. Baie lief vir die land, so dit was 'n moeilike besluit. Okay. En dan aanvanklik toe julle daar aankom, wat was die grootste uitdaging wat julle moes
oorkom het of wat julle getref het. Jy kan hom eers tackle. Ja, mens sal dit bietjie moet opbreek. Of as mens Want eintlik maar daar's so sê, baie. jy weet, as mens sê die wat julle eintlik maar verwag het, dit gaan wees teenoor wat dit toe is. Jy weet, dit kan of slegter wees of beter wees. Ek dink as mens dit so kan beantwoord. Ek dink, mens het 'n idee in jou kop van hoe dit is in 'n plek en jy het dit dalk al gesien as 'n toerist. Ons het hiernatoe gekom voor ons getrek het om die maatskappy te kom sien. Ons het kom kyk hoe lyk dit in 'n tipiese buurt waar ons sou bly, hoe lyk 'n winkel en 'n skool en 'n dit en 'n dat. En ek het al daai tyd gedink dit is, jy weet, Intens. intens. Maar niks kan jou voorberei op die impak van daai verandering nie. Op elke vlak, prakties, emosioneel, sosiaal. Dit was net so 'n massiewe skok op die stelsel. Ek dink as jy dit sonder kinders doen, is dit 'n hele ander prentjie. Ek het met 'n ander ou gepraat, hy sê ook as hy dit doen sonder kinders is dit fyn, maar met kinders dit is 'n ander prentjie want jy het ander coping mechanisms. Jy kan verstaan, jy kan gaan soek vir mense, vir ondersteuning, maar met kinders is jy so besig om hulle te probeer beskerm, veilig hou, stabiel hou, jy weet, die landing te versag dat dit is bitter intens. Ja. So ja. So ek gaan net so 'n bietjie op 'n praktiese vlak. So nou kom jy in die land aan. Jy moet nou jy weet jy het nou 'n visa gekry. Jy moet nou 'n bank oopmaak. Jy moet nou uitfigure waar jy gaan inkopies doen. Jy moet nou jy weet waar is die parke, hoe hou jy die kinders besig, wat kos goeders. Ons kom in 'n land in wat Vlaams en Frans is en 'n bietjie Duits by. Nou kom jy in, alles is vreemd. Jy bestuur aan die ander kant van die pad. Die bankstelsel lyk anders. Jy moet nou 'n bank probeer oopmaak, jy moet 'n selfoonkontrak oopmaak. Jy weet die goed werk nie. Nou moet jy 'n operator bel, maar hy praat net Frans of Nederlands. Alles is vreemd. Jy weet van die oomblik wat jy uit jou huis uit is, as jy soos wow, fietsse en karre en waar gaan ons, hoe doen ons hierdie ding? So jy moet regtig vinnig aanpas en jy moet of nie toelaat dat die vreemdigheid jou oorrompel nie, want dit kan regtig en dit want alles is vreemd. So ek dink as mens kyk na lewenskoste, obviously as mens kyk in vergelyking met jy het nou in Klerksdorp bly wat nou 'n plattelandse dorpie is, so alles is redelik goedkoop, daai skole is goedkoper. So op 'n praktiese, jy weet, vlak, hoe is die lewenskoste in België? Is dit duur of jy weet hoe ervaar julle dit? Ja, so net op praktiese vlak 'n koffie R80, 'n bier R80, 'n burger en chips R150 minimum. R150 is 'n Is 'n baie entry level. slegte, baie basic. Jy Dis weet, net 'n burger. Jy gaan net 'n burger Okay, kry. so julle opsomming dan is dis duur om daar te leef. dis baie duurder. Dis bitter duur. Ja. Die inkopieervaring was vir my aanvanklik, dis nou nog in 'n mate, maar verskriklik spanningsvol want elke item wat jy koop, almal sê vir jou, moet dit nie in rande omskakel nie. Wat ook al jy doen, moet dit nie in rande omskakel nie, maar dis outomaties. Jy dink outomaties, hier koop ek 'n appel vir R20. Ja. Verstaan? Soos my Okay. kop het dadelik gegaan. Ek het 'n Checkers Ja, ja. sakkie appel vir R20 gekoop. Ja. En Ja. al daai goedjies daar's 'n compound effect van Ja. die emosionele lading wat dit bysit. Ja. Maar net die lewenskoste is regtig Ja. hoog. So die teenvoeter vir dit is jy moet as jy 'n werk het en jou salaris is billik, dan jy moet eers daai kopskuif maak en jy verdien nou euros. En sodra die euro relatief tot die onkoste sin maak, dan kom maar verligting. Maar mens moet nie kom met 'n gedagte van ek gaan euros verdien, ek gaan R100,000 'n maand verdien Ja. of wat ook 50 Ja, ja. of 100. Ja. Jy moet dit sien relatief tot die lewenskoste en as dit daai sommetjie sin maak, dan kan jy 'n bietjie asemhaal, maar as jy nie doen nie, kom jy hier in en dit is jy's poef. Jy verstaan jy's Ja, onder deur en baie duur. dit is veel druk want alles is baie duur. En ek het met 'n ander ou ook gepraat. Hy het altyd, jy weet, die prentjie gehad van hy gaan nou travel, maar toe het hulle die visas gestop, so hy kan nie uit die land uit gaan nie.
So, ek weet nie of dit by Okay. julle ook 'n ding is nie, want jy weet almal wat oor gaan sê ja, maar dan terwyl ons daar is kan ons bietjie jy weet die wêreld gaan sien. So ek weet nie of dit daar by julle ook so, jy weet, is dit nie so nie. Nee, by ons is dit gelukkig nie so nie. Maar ons is nie die wat gesê het ons gaan om te travel nie. Want dit is Ja. nie so maklik om te travel met 3 kinders nie. Ja. Niks is maklik met Maar 3 kinders. dit is maklik. Of Of met met 4 nie. Ja. Maar ek wil net gou vir 'n oomblik terugkom by die lewenskoste. Wat die hele tyd deur my kop gaan met dit is, ek wonder hoeveel Suid-Afrikaners wat regtig 'n wonderlike leefstyl in Suid-Afrika handhaaf. So ons praat nie net van basiese lewenskostes nie, ons praat van, jy weet, 'n goeie leefstyl. Met ander woorde, jy weet, om plekke te besoek, om uit te eet, om, jy weet, net daai bietjie ekstra. Plus iets wat jy glad nie kan nalat nie, dit gaan in elke ander punt uitkom, is arbeid. Die koste daarvan is so hoog dat dit alleen het soos 'n baie groot impak op jou leefstyl wat jy kan handhaaf, want dit is net onbekostigbaar om enige iemand te kry om iets vir jou te Jy doen. het nie 'n Ja, tuinman nie, jy het nie 'n huishulp nie, jy het nie 'n verwer nie, jy het nie 'n bouer nie. Of jy het ten duurste, Mm. of jy moet iets tussenin Ons probeer. het 'n skoonmaker een keer in 2 weke, Ja. 4 ure met 3 kinders, al daai sommetjies. Sy kos ons hoeveel? Wel, sy kos basies R200 'n uur. R200 'n uur en sy kom een keer in 2 weke. En dan sy elke ander keer siek of het gegaan na huis toe. So op die ouend Een keer 'n maand. is jy op jou eie. Ja, it's crazy. Vanaand net oor die bankwese, jy het nou dit aangeraak toe jy begin het. Want dit en verblyf was 'n groot issue, ek weet by Pieter in Ierland. So want ons het goeie bankstelsels in Suid-Afrika. Hoe vergelyk dit met daai? Is dit, jy weet, is dit compete dit of sukkel ons? Ja, so blykbaar het Suid-Afrika van die beste bankwese sisteem eintlik in die wêreld. Ek weet nie of voormalig of nou nie. So ek bedoel FNB is sê maar het beste in die wêreld. Ons is ook by 'n bank wat ek sou sê kompeteer is op dieselfde vlak as FNB, maar nie wat klanteverhoudings betref nie. Ons het nou 'n huislening, ons het 'n huis gekoop, ons sal nou net daarby uitkom. En ek praat met 'n Franse vroutjie wat in Brussel sit en sy antwoord my e-posse een keer in 2 weke. Maak nie saak hoe dringend ek haar soek nie. Ek kan haar nie bel nie want dan kom ek by 'n landlyn in Frans of Nederlands of Engels uit by 'n kollega wat so klanteverhoudings, maar die tegnologie werk goed. So dis so 'n bietjie die balans wat jy daar tref. Jy kry die een maar die ander een is nou weer nie goed nie. En die belasting, jy het nou gepraat oor die belasting veral as maar dan as jy nie werk nie. Brei bietjie vir ons uit daar. Jy kan sê hoe hoog dit is. So ek sal net graag so vinnig 'n bietjie wel interessant twee goedjies vertel. So die belasting in België is blykbaar die derde hoogste in die wêreld. Op my bonus net as 'n voorbeeld betaal ek 60% belasting. So 6 van jou 10 euros vat hy voordat jy dit nog gesien het. Maar omdat my vrou nie werk nie en omdat ek 3 kinders het, is hulle nou weer baie meer voordelig. So dan kom dit baie af. So hulle moedig baie mense aan om kinders te hê. So dit werk goed. Maar net 'n bietjie net 'n vinnige storie oor die kompleksiteit. Ons het nou getrek hiernatoe in September. Ons is in die helfte van Suid-Afrika se finansiële jaar, 3/4 in België se finansiële jaar. So nou kom ek hier aan. Ek moet nou die twee konsolideer met mekaar. Ek moet dat Suid-Afrika met België praat, België met Suid-Afrika. Ek is soos waar begin ek? Ek vra toe rond, ek kry 'n belastingadviseur. Hy's heel gretig om my te help. Hy het letterlik 4 ure spandeer. Hy het my, ek jok nie vir jou nie, R35,000 gekos. En ek het vir hom gesê stop, ek sal dit self doen. Want toe sien ek 35,000 gaan letterlik draai by 80,000 of 70 of 60,000. Vir nie komplekse dinge nie. Dis nou, jy weet, net die basiese van ons weet nie hoe die stelsel werk nie. Ja, so hy het my R35,000 gekos. Hy het dit nie vir my uitgesorteer nie. Ek het tussen ChatGPT en die internet het ek dit self gedoen tot in die middernagte. Ek het dit ingedien en ons kry 'n goeie belasting terug omdat ons nou die jare het nou mooi op, maar net dit wys nie die kompleksiteit daarvan, maar ja, mens moet ook nie dat dit jou onderkry nie want dit dreig. Dit dreig om soms.
Ja, en dan op die noot van 'n eggenoot, so omdat ons so afhanklik is van François, so baie afhanklik is sy belasting laer as wat ons 'n dubbel inkomste huishouding sou Ja. wees. Maar daai verval sodra ek 'n inkomste kry. So wat waar baie Suid-Afrikaners hulle bevind of buitelanders dink ek oor die algemeen is dat die vrou eintlik op 'n manier bietjie, jy weet, gestrand is want as jy vir my ek moet 'n jy weet nogals 'n werk vat wat 'n groot impak op ons huishouding sal hê om die verskil tussen sy lae belasting en my salarisinkomste op te maak. Mm. So wat dan baie keer gebeur is die vrouens kan nie werk nie want om een of ander werk ergens te doen wat dalk net halfdag is want jou kinders het baie ondersteuning nodig. Jy kan hulle nie net voldag, jy weet, of wat ook al jy kan vind nie. En dis nie so eenvoudig nie. So die vrou is dan gestrand. Jy kan nie net 'n werk vat en jy weet by 'n koffiewinkel gaan mense ontmoet nie. Jy moet Ja. Jy moet nogal redelik inkomste verdien om dit te justify. ja, en dan en mense jou gesin kan nie daai impak vat nie. Ja. Na die skuif nie. Hoorie, en as ons bietjie praat oor jy het nou gepraat oor huiskoop. Ek wil eintlik maar met julle praat oor, jy weet, wat doen mense vir beleggingsgewys, jy weet, waar spaar jy die geld? Sit jy dit in die bank of sit jy dit in die huis? Obviously die huiskoop is nou 'n groot ding en ek dink as jy daar eiendom kan bekom, is dit ek weet van die ouens wat in Australië is. Australië se huispryse is crazy duur. So dis maar sy, jy weet, plan. Hy wil huiskoop. So wat was die redenasie daar agter? En dit is julle is nog nie burgers nie, maar julle kan haar koop. Ja. So okay, ek gaan laaste en eerste begin. So ja, ons is nog nie burgers nie. Dit beteken dat jy kan koop, maar jou rentekoers is bietjie hoër as 'n burger want hulle sien jou moontlik as 'n risiko. Kom met rentekoers gewys. Wat is die rentekoers? Nee, hierdie deel moet jy nie insit nie, want dan gaan mense dink is 'n goeie plan om te kom. So ons rentekoers is 2.85%. Ja. Die ding is net en dis wat ek vir die kliënte sê ook. Almal wil, jy weet, in die buiteland belê. Jy kry net min rente daar want dit is laag. By ons, jy weet, die rentekoers is baie hoër. So mense maak goeie geld, jy weet, as die geld in die bank lê. By ons teenoor in vergelyking met sê nou maar daar by julle. So dit is so ja, maar dit ek gedink is laag. Ja, so ons het ons huis in Klerksdorp verkoop. Ons het die skamele meer as 100,000 euros nie. Ek bedoel met 100,000 euros kan jy niks koop nie. Ons het nou nie alles van dit Jy kan 'n campervan koop vir dit. Ons het natuurlik alles wat gehad in kontant. Ons het nog 'n bankklomp geskuld. Ek vat ons 'n stuk van dit hierdie kant toe en ons het net gevoel wel ons in was bietjie meer leefwys gedrewe want ons het om hier te huur is ook baie kompleks. Jy het allerlei reëls van jy moet of 3 jaar of 6 jaar of 9 jaar huur. Vir elke gaatjie wat jy maak, kos dit jou 10 euros of jy moet alles met tandeborsel skoon skrob. Nie 10 euros. Jy weet in die silikon om die bad. Dis net die hele storie en is baie moeilik om 'n lekker plek te kry en jy wil nie te ver van waar bly van waar jy werk nie ensovoorts. Ons het net duidelik gevoel ons moet koop. Maar aan 'n finansiële kant maak dit ook sin want as die rentekoers onder 3 is, beteken ek betaal elke jaar baie meer van my kapitaal af. Punt 1 en die mark groei teen 3%. So jy kan dit sien as 'n delta van 6%. Maar ook boonop dit ons moet ergens bly, so dis ook daai faktor en as ons nou eendag sou verkoop en jy vat jou geld miskien weer terug Suid-Afrika toe, dan het jou geld nou in euros gegroei want die wisselkoers op die oomblik is nie besig is aan ons guns basies. So as ons oor X jaar terugkom en jy kan nou geld bring dan het die euros gegroei teenoor die rande en jy weet dan is jy in 'n meer voordelige posisie. So ja, dit was ons groot rede. Dis die redenasie, ja. Okay. Ja. En dan hoe lyk hulle mediese fonds? Het jy by die werk of is jy daar op hoe werk dit? Ja, so hulle mediese stelsel ek wil dit amper nie hardop sê nie, maar ek sê dit maar net met diskresie. So België is 'n bietjie sosialisties vir my. So dit beteken hulle het 'n baie sterk middelklas en hulle sorg baie mooi vir die mense of jy nou 'n goeie werk het of nie, of jy nou nie 'n werk het nie of jy's 'n dokter of jy's 'n groot besigheidsman.
jy weet hulle sorg baie mooi vir die mense, maar dit beteken hoë belastings, hoë heffings, BTW, al daai goeders. Maar die sisteme werk en dit werk goed. So jy moet iets hê wat ons noem 'n mutualiteit. Dis maar 'n mediese fonds. So hy dek, jy weet al jou hospitalisasies en al jou basiese goeders. En dan het ek nog boonop dit wat jy sal sien as 'n hospitaalplan in Suid-Afrika. Dit is soos extra insurance of extra versekering soos hulle dit sal sê. En ja, dit werk vir ons baie goed. Ek het laas jaar jy het 'n klomp tandarts tipe goed gedoen wat in Suid-Afrika my 100 000 rand sou kos, maar hier was dit okay. Ek doen die ding, jy gee die Ja, faktuur en jy kry meeste van dit terug. So ja, ek moet sê dit werk baie goed. ja. Ek wil ek gaan nou voor ons aangaan, ek wil net gou nog een vraagie vra oor die werkery. By jou, hoe pas jy aan by die werk? Jy weet obviously dis nie in jou taal nie, dis jy weet as die mense snaaks. Ek weet net dis baie keer omdat jy van 'n ander land af kom, is dit baie jy weet kompeterend en jy kry nie regtig gap nie want hulle gee nie vir buitelanders. Maar is dit in jou geval so of hoe ervaar jy dit? Ja, ek dink myne is dalk bietjie anders as die ander. So ons maatskappy het 5 jaar terug het iemand 'n braai spaak gehad en gesê ons het nie genoeg mense wat in die Vlaamse gedeelte van die land werk nie en toe het iemand gesê maar wag, daar's 'n land in die suidekant van Afrika wat ook Vol briljante mense. vol briljante mense wat amper ons taal praat en toe het hulle 5 jaar terug begin om Afrikaanse mense, jy weet, Trek, okay. ja, te trek. So, ons is half die laaste groep wat gekom het en hulle was so hulle het al redelik, hulle ken ons het 'n goeie naam vir onsself gemaak. Ons werk beter as hulle, om eerlik te wees. Ja, werk harder, ja. Ons het 'n goeie profiel. Jy vra hoe was dit om aan te pas? Hulle het my letterlik week 2, week 1 kom ek in. Ek gaan in die vergadering en ons almal praat Nederlands. Week 2 sê hulle vir my, "Oké, nou gaan jy die vergadering lei." Maar vorige week het hulle nog Nederlands gepraat. Ek het eers almal ontmoet. Ek is halfpad in die projek. Die projek is al 'n jaar in die gang. Ek moet nog uitfigure tegnies wat aangaan. Ek is nog nie die taalbaas nie. Okay, woeps, hier begin jy nou. Maar ek hou van dit. Ek hou van gooi my maar in die diep kant en dan swem ons. Dit is vir my lekker. So dit was moeilik, maar sink of swem en toe het ek geswem en toe het ons jy weet, toe het ons die beste daarvan gemaak en so die werk het eintlik goed gegaan en ek het ook myself doelbewus in buite my gemaksone gesit. Jy weet ek het by tafels gaan sit van Frans sprekendes by die werk en dan vra ek vir hulle oor dit en dat. Die Europeërs is baie prim en proper en op hulle plek en wil nie jy weet hulle is so al praat sag en so beskeie. So ek het so half 'n bietjie die limite gepush en met almal probeer en dit was awkward en dit het nie gewerk nie en party het gewerk en nuwe vriende en half nie. Jy weet dit is so half net probeer en party werk nie, maar ja, ek sou sê oor die algemeen dit het goed gegaan. Hoorie, ek dink is nou eintlik goed dat jy is. Ek wil 'n bietjie praat oor die emosionele en die sosiale impak. Die grootste positiewe ervaring van die hele ordeal. Ek sou sê die grootste positiewe ervaring was intern binne in ons gesin. Daar gebeur iets wanneer daar geen eksterne ondersteuning is nie. Daar's nie meer oumas, tannies, ooms, vriende, skole, juffrouens, sonnaarskool, verstaan, daar's niks anders nie. So daar gebeur 'n jy weet 'n inkeer waar mens regtig vir 'n tyd lank baie fokus. Maar ek besef ook so hoe daai kan anders wees. In ons geval was dit 'n baie goeie jy weet tyd vir naby kom en mekaar baie goed, jy weet, ondersteun en intrek en so. Maar wat ook gebeur, wat ons sien om ons, is die teenoorgestelde. Hoe mense hier kom en dan is die druk daarvan net te veel en mense knak, huwelike knak. Dit gebeur ook, maar in ons geval kan ek eerlikwaar sê dit was die grootste positiewe is daai tyd van binne toe keer. Die winter forceer dit ook. Ek kan dink. Dit's baie Ja. koud daar. Dis Okay. baie koud. En dan die sê nou maar die teenoorgestelde, die grootste negatief van dit. Met hierdie moet ek my trane terughou want dis nie ek so nigter oor hierdie. So dit voel vir my, jy weet die wêreld skep hierdie prentjie van goed en dis glad nie hoekom ons dit gedoen het nie, maar ek dink dit is belangrik dat mense dit weet. Die impak van daai verlies van alles wat bekend is
En alles wat ondersteuning is vir jou, maar hoofsaaklik vir jou kinders, is absoluut verskriklik. Dit is soos in hulle wêreldjie is dit amper soos dood. Dis alles wat hulle geken het, almal wat hulle geken het, is net skielik weg en dis nie net die verlies daarvan nie, dis ook wat kom in die plek daarvan. Nou is alles is intimiderend, alles ryk anders, voel anders, proe anders. Um om jou kinders deur dit te sien gaan is baie swaar. Dis regtig swaar. So ek sou sê definitief vir my as 'n ma, is dit die moeilikste. En dis en dit laat die ouers dan weer, veral ek praat nou vir myself, op 'n baie eensame plek. Dus die eensaamheid is iets wat jy nie vir iemand kan verduidelik voor jy dit geken het nie. Want dis nie 'n eensaamheid wat volgende week ophou of oor 'n maand ophou of dis dag in en dag uit. Ek het nou die dag gesien hoe iemand staan by 'n robot en die man en die vrou albei juggle sulke kegels en dan gooi eers dan begin hulle die kegels vir mekaar gooi, maar hulle staan ook op sulke onstabiele pote. En toe besef ek dis presies hoe dit voel. Want dis net ek en hy en ons moet alles die hele tyd laat werk. Daar's nooit iemand wat intree en sê Ek sal gou die kinders vat. verstaan. Nog 'n bietjie help, ja. Ons gaan gou by ouma kuier. Selfs al is nie eers net die fisiese hulp nie, net die saam wees. Dis 'n absoluut massiewe verlies. Ja. Ek dink as ek nou kan vra wat mis julle die meeste? En ek dink ek dink jy dat dit ek weet nie of jy dit geantwoord het nie, maar as mens as jy nou moet mooi dink, jy kan seker maar sê chutney of boerewors of so iets, maar Nee, ons kan dit kry. O, jy kan dit kry, ja. Ja. Maar dis maar die mense, nee. Dis maar die family en die vriende. Ja. Ja. Ja, maar dis meer as dit, ons land is spesiaal op 'n manier wat jy nie elders anders kry nie. Dis jy weet dis 'n hele 'n gevoel van behoort, 'n gevoel van bekendheid, wat so uniek is omdat dit so divers is ook. Jy die hoe homogeen alles hier is, vang mens nader. Elke huisie lyk dieselfde en al die mense is dieselfde en dit is net so, jy weet, ek verlang, ek mis so die rykdom van Suid-Afrika, die mense, die ervarings, jy weet, jy het in een land het jy natuur gewys, alles. Kultuur gewys. Jy weet, dis net jy mis die land. As ons rugby kyk en hulle sing die volkslied dan huil ek elke keer. Shame. Ja. Ja, okay, en dan ek dink die gemeenskap en jy weet ek wil 'n bietjie hoor, jy weet julle is nou nog nie lank daar nie, maar het julle al soos 'n community, het julle al soos jy weet is al ondersteuningsstelsels, julle ek eintlik maar nou gesê jy weet julle mis dit, maar is al 'n vorm van dit daar, is al Suid-Afrikaners daar wat julle mee meng of meng julle met nuwe mense, probeer julle nuwe mense ontmoet? Hoe maak mens? Ek dink kyk as 'n beginsel ek was so 'n bietjie ek het so 'n bietjie vir myself gesê kom ons jy weet ontmoet buitelanders, kom ons leer die taal, kom ons doen ons bes om nie net met die expats te hang nie. En dis 'n lekker ideaal tot jy kom en jy besef o, vrek. Ek kan half die taal verstaan, maar ek kan nie die nuances verstaan nie. Ek verstaan nie die kultuur nie. Die mense is baie klikkie, jy weet en hulle nooi jou nie na hulle plek na hulle huise toe nie. Dis baie moeilik om in te kom by die plaaslike mense. En dan graviteer jy so half na die mense wat jou laat bietjie meer na soos huis laat voel. So ja, ons het 'n paar Suid-Afrikaners families wat ons, jy weet, ontmoet het en wat ons nou nog ons naby aan geraak het. Maar bygesê, dit was vir ons belangrik om so vinnig as moontlik 'n kerkgemeenskap te vind, om meer 'n geestelike liggaam te vind, kan ek sê. En dit is wonderlik, jy weet, ons het baie Amerikaners, Lebanese, daar's Russe, verstaan ons ietsie van alles. En dit was nogals vir ons lekker om daai gemeenskap te vind, maar tog ons kerk is 'n halfuur weg en dis 'n halfuur weg van ons af, maar dan rondom party mense ry 'n uur van 'n ander plek af en ander mense ry nou weer 'n halfuur van 'n ander rigting af. So dit beteken die mense wat ons by die kerk sien waarvan ons regtig lief is, hulle is party 'n uur weg, 3 kwartier en dit maak net te moeilik om prakties ja. Ja, ek dink Frans, ek dink as op 'n praktiese noot sal jy miskien weet as jy dit kon oordoen, die hele proses
sou jy dieselfde gedoen het of sou jy iets anders te gedoen het? Jy weet, vir as iemand in daai selfde situasie sit en hulle moet besluit om oor te kom, dat jy miskien wat sal jy anders doen? So ek sou nog steeds dit gedoen het want ons het oortuiging gehad, soos ek vroeër gesê het, ons het 'n geloofsoortuiging gehad, dit is wat ons moet doen. Maar dit is baie hard, dit is baie harder as wat ek verwag het, kom ons wees eerlik. En so vir myself sal ek sê yes, ek sal dit weer doen. Ek dink dit sal bietjie meer gaan oor koester wat jy rondom jou het. Want as jy dit nie het nie, besef jy verstaan wat jy gehad het. So ek dink dis maar 'n les vir almal. Kyk rondom jou, wie is jou mense, wat doen jy? Wat is al die seëninge wat jy het? Waardeer dit. Verstaan, want daar's baie mense wat dit nie het nie. Maar ek sal graag wil raad gee vir mense daar buite of net vir mense die eerlike prentjie skets van wat dit regtig is. En ek het nogals probeer om in ons tyd hier op 'n blog of op WhatsApp of wat ook al net vir mense probeer sê, luister, julle dink die gras is groen. Ja, dit is miskien groen, maar dis omdat dit die hele dag reën. Verstaan? Spreekwoordelik en figuurlik. Ag en letterlik. So jy gee soveel op om te kom en ek wil eintlik vir mense sê as jy nie regtig oortuig is jy moet kom nie, wil ek sê moenie kom nie. Jy weet Suid-Afrika het wonderlike dinge, wonderlike mense. Jou kinders, ek wil eintlik sê Suid-Afrika is die beste plek om jou kinders groot te maak. As jy kyk wat se voordele hulle het, wat se vryheid hulle het, wat se vlak van onderwys, wat se jy weet morele waardes en geestelike waardes in die gemeenskap ensovoorts. So ja, kortliks ek sou weer kom want dit was 'n oortuiging, maar ek wil vir mense sê moenie dit ligtelik opvat nie, veral as jy 'n gesin het. Dit is baie hard, dit is traumaties, dit maak baie mense dit is baie traumaties vir baie mense rondom ons. En hulle sal dit nie eerlik sê nie, maar baie mense hier kry swaar. Baie van ons mede Suid-Afrikaners kry swaar. Hulle sal dit nie sê nie want hulle het alles opgegee, alles verkoop. Hulle het besluit dis dit en hulle belê hier en hulle leef hier, maar hulle sukkel om aan te pas en die trauma van oorkom was net baie swaar. So ja, ek dink oorweeg dit mooi. Wees baie seker voor jy kom. Mooi dink. Okay, Mariana, ek dink ek het nou vir Fransjo dit gevra. Ek het gevra wat sal jy anders te doen as jy weet as jy oorkom? Is daar iets wat jy anders sou doen? En dan miskien uit nou die laaste een eintlik wat ek wou vra is enige raad eintlik vir iemand wat in dieselfde bootjie as julle sit. Wat ek persoonlik anders sou doen is om ons hond saam te bring. Mens gaan in so 'n mode in wanneer jy wel die skuif maak dat jy prakties begin dink. Want daar's so baie dinge wat moet gebeur dat jy net en ons het begin dink okay, prakties gewys, is bietjie oud, jy beseer dit en dat. As ek besef het wat die emosionele impak van dit op my kinders sou gewees het, sou ek definitief al daai baie duisende rande betaal het en die hond saamgebring het. En dis eintlik net 'n metafoor vir Bekendheid. moenie onderskat wat die impak gaan wees nie. Bring bekendheid. So ja, ek sou dit sê. En dan ek sou sê as jy kan iemand kry wat in 'n baie soortgelyke bootjie is as wat jy gaan wees aan die ander kant en wat met jou eerlik sal praat. Probeer dit. Want as jy net op 'n publieke platform ergens met mense praat, daar's 'n Facebook groepe vir elke land, Suid-Afrikaners in hier, Suid-Afrikaners in daar. Maar daar kry jy 'n rooskleurige prentjie. Jy kry net nie die werklikheid wat aan die ander kant sit nie. So ons het die voorreg gehad om iemand te hê aan hierdie kant wat voor die tyd vir ons gesê het, maar steeds het ek gevoel kan nie so erg wees. Met iemand kan praat, kan nie so erg wees. Ja. Ek wil tog net byvoeg raad. So ek sê nou mense baie mooi oorweeg voor jy kom. Maar tog hang af wat jou geaardheid is, maar as mens daai avontuurlustige gees het en jy wil gaan sien en jy wil 'n loopbaanskuif maak, die ervaring kry met 'n groot prentjie om miskien te settle in Suid-Afrika met jou kinders. Dan sal ek tog mense aanmoedig om te sê maak 'n skuif, kyk hoe is dit? Verstaan? Gemaakie, jy weet gaan sien kry die ervaring. Jy weet sit dit op jou CV en ek bedoel jou oë gaan oop. Jy kyk regtig na die wêreld anders. Jy het 'n meer volwassenheid. Jy weet jy het 'n sterker opinie. Jy kom sterker daar uit. Ek sal sê ek sal dit baie keer ook vir mense kan aanmoedig. Jy weet doen dit, maar kom weer terug. Maar
mense moenie gaan met hierdie idealistiese ding van ek trek en die lewe gaan great wees nie, want dit is nie. Ek sou eerder sê gaan doen dit, jy weet, get the badge en kom terug, begin 'n besigheid in Suid-Afrika of begin iets of jy weet gaan weer in die dinge, sit jou kinders in skole, laat daar stabiliteit kom. Ja, okay, as dit die beste is vir jou, ek dink almal moet vir hulle self besluit, maar jy weet, daar is tog daai sin van avontuur en van leer en jy weet jou oë gaan oop. Maar mens moenie jou rug op Suid-Afrika draai nie, want dit is 'n wonderlike plek. Ja. Ja. Ek sou sê daar net op 'n praktiese noot, 'n finansiële noot, is om seker te wees as jy die dag sou moet teruggaan, dat jy kan. Dat jy kan, want dit kos 'n verstaan die kostes van skuif hierheen en terug is baie meer net as jou container. Verstaan kos. So baie wat jy nie bytel nie. En ek sou net sê maak seker dat jy nie hier kom en dan is tog geen manier om terug te gaan, want ek dink dis 'n baie swaar plek om jouself te bevind. En mense as hulle daar is, kan hulle dit nie, jy kan dit nie sê nie. Jy kan nie eers, jy weet dit erken nie. So ja. This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gon' give 'em